Hi, welcome back. You are watching PAX UCC Television. Never miss a moment. Please consider subscribing and liking the video. Together, we will spread the gospel. Enjoy the video.
Gefestig op die berg, dan besef ek dat daar genade vanoggend gebore is. So die voëls hier buite hoor sing, besef ek dat U teenwoordigheid saam met ons is. Toe ek vanoggend kon opstaan, weet ek
dat dit weer eens nog 'n genadekans is wat U vir ons gee. Baie dankie, Here, vir die dag wat U gemaak het. This is the day that You have made, and today we will rejoice and be glad in it. Here, baie dankie ook vir die dag van Pinkster. Dankie dat ons vandag kan vier, die dag toe U die Heilige Gees uitgestort het en die kerk ontvestig het. Getrouwe Here en Meester, baie dankie vir die versekering wat ons vanoggend ontvang, dat ons nooit maar nooit alleen is nie, dat U altyd saam met ons is. Getrouwe Here en Meester, ek bring vanoggend almal wat vanoggend hier vergader is voor U. Here, hulle kom uit huise met verskillende behoeftes, Here. Here, hulle kom met verskillende verwagtinge, Here. En die gebed van my hart is, Here, dat U vanoggend vir hulle sal aanraak op 'n bo-natuurlike manier. Here, ek bring ook dan vanoggend die jeug voor U. Baie dankie, Here, vir hulle bereidwilligheid. Toe die oproep daar was, wie sal ek stuur en wie sal gaan? Het hulle gesê, Here, hier is ons, stuur vir ons. Ons gaan nie alleen nie, maar ons gaan in die krag en in die versekering dat U saam met ons is, Here. Steek hulle weg agter hierdie kruis, Here. Beskerm hulle, Here. En as daar 'n vyand is wat 'n klip wil gooi, Here, dan verklaar ek dat dit nie sal slaag nie, want U beskerm vir hulle. U trek 'n bloedlaag rondom hulle. Here, dan bring ek hierdie kerk ook voor U, Here. 213 jaar amper het U hierdie kerk gedra. Baie dankie vir 213 jaar wat U vir hierdie kerk genadig was. Dankie vir 213 jaar, Here, wat ons hier saam kon aanbid. Here, nou vra ek dat U vir ons sal seën met hierdie nuwe lewensjaar wat ons binne sal gaan. Dat U vir hierdie gemeente op 'n bo-natuurlike iets nuuts sal kom laat gebeur. Here, ek bring in besonder vanoggend ook die West-familie voor U, waar daar geliefde aan die dood afgestaan is. Here, wees vir hulle ook 'n God van baie naby, Here. Wees U vir hulle die trooster, Here. Ek bring ook dan die waarvan ons nie weet nie, waar daar iemand nie meer daar is nie. Here, wees U saam met hulle, want ons weet dat dit U was wat die wond geslaan het, en dit U was wat dan weer daar die wond geheel sal maak. Here, ek bring die siekes in die gemeente voor U. Here, ons weet dat U die een is wat elke siekte ken en wat elke siekte kan gesond maak. En daarom kom ons na U toe en daar die versekering. Ons kom na U toe omdat ons weet dat U is en U altyd U sal bly. Here, dan vra ons nooi in hierdie diens. Wees saam met ons. Vertoef hier saam met ons. Wees U aan stuur van hierdie diens. Dat alles wat ons doen ter eer en verheerliking van U naam sal wees. Here, toe U disippels saam met U vergader het hulle gevra, Here, as ons met U wil praat, hoe moet ons praat? En U het vir hulle gesê, wanneer julle bid, moet julle dan so saam bid. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net soos op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood en vergewe ons ons skuld, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En bring ons nie in versoeking, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk, en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gemeente, bly staan asseblief. Lord, you have made so many things. How wisely you made them all. The earth is filled with your creatures. Great is the ocean, large and wide, with countless creatures live, large and small alike. The ships sail on it, and it plays the Leviathan. Then the sea monster which you made. Then the sea. All of
Good morning, brothers and sisters. We warmly welcome everyone to the house of the Lord and extend a special greeting to all visitors joining us today. May your presence here be a blessing to yourselves and to the congregation. Today we celebrate the day of Pentecost. Our program director for this morning is Sister Megan Werther. The youth is leading today's service. The foreword will be in John 20, verse 21 to 22. Jesus said to them again, "Peace be with you, as the Father has sent me, even so I am sending you." And when we had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit." We continue to ask for prayers for the sick in the congregation. The names mentioned are, sorry for any mispronunciations, Brother Ricardo Fortdale, Sister Elise Miller, Sister Zita West, Sister Elise Mentor, Brother Dick Hammer, Brother Entis, Brother and Sister Maria, Elder Richard Lewis. 1 Thessalonians 5 verse 11 says, "Encourage one another and build each other up." We regret to announce the passing of Brother Adam Sheikh West. On behalf of Reverend Brother, the Church Council and the congregation, we offer our deepest condolences to Sir West. The children, grandchildren, and extended family members of our late brother, we have received notice of the passing of Veronique Brown, mother of Vern and Annie Brown, Nick Alice. We extend our deepest condolences to the Brown and Alice family. The Pentecostal service will conclude this afternoon at 5 o'clock. The congregation is invited to join the service, during which Holy Communion will be served. The annual festival committee meetings today at 3 to plan the event. Each ward and organization should send one representative. Attendance is essential. Please note that our annual festival will take place the weekend of 26th to the 29th of June 2026. Birthdays. Here are the birthdays for this week. The 19th, Sister Regina November, Sister Marlene Carlos. The 20th, Brother Ricardo Simon, Brother Keenan Hannis. The 21st, Sister Marian Jabal. The 22nd, Sister Candace Cornali, Sister Saskia November, Brother Joe Luke November. And the 23rd, Brother John Goldwood Noble. Youth Chicken Bride, end of May 2026, 800 ticket available from youth members. Sunday school pudding sale for the 20 Rand after church, proceeds will go towards Children's Day. Ward 1, Chicken Bride sale, 100 Rand per ticket on the 6th of 2026. Tickets available from ward members. Ward 3rd Ward, prayer meeting on the 25th May 2026 at Grove Residence, and the 7th Ward, prayer meeting on the 25th May at McCoy Residence. The 30th to the 31st, Blackbird Baptist, and the scripture reading will be found in Matthew 28, verse 23 to 27, Matthias 8, vers 23 and 27. Anyone wishing to give thanks, mark a special occasion, or request prayer may stand. Sister Saskia November will lead us. And senior confirmation classes are next week. Prayer group will meet next week Wednesday at the West Hall. Mag die Here julle ryklik seën met liefde, vreugde, goeie gesondheid en baie mooi herinneringe saam. Ons dink ook van
wat gebed nodig het. Mag die Here vir julle krag, vrede en hoop gee in elke situasie. Soos die Bybel sê, moenie bekommerd wees oor enigiets nie, maar bid oor alles. Vra alles wat julle nodig het van God, terwyl julle hom opdank. Kan ons oorsluit asseblief. Hemelse Vader, dankie vir die seën van lewe, liefde en familie. Dankie vir elke verjaarsdag en herdenking wat gevier word. Ons bid dat U elke persoon sal seën met vreugde, vrede en goeie gesondheid. Vader, ons bring almal wat vandag gebed nodig het na U. U ken elke hart, elke behoefte en elke uitdaging. Gee krag vir die moederlose, genesing vir die siektes en vertroostings. Amen. Ons sal nou die senior probeer gee om hulle te neem.
sodat die skip toe was onder die golwe, maar hy was aan die slaap. Daarop kom sy disciples en maak hom wakker en sê, Here, red ons! Ons vergaan! En hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Toe staan hy op en bestraf die winde en die see, en daar het 'n groot stilte gekom. Dit is die woord van die Here. Op antwoord van God se woord sal ons nou die eerste offers opneem.
en sy disippels in 'n boot op die see was. Wat begin as 'n gewone reis, verander skielik in 'n lewensgevaarlike storm. Die disippels raak paniekerig, hulle voel hulle gaan sterf. En in die middel van alles slaap Jesus. Dit klink amper vreemd. Hoe kan Jesus slaap terwyl die storms woed? Maar hy is daar met die krag van hierdie gedeelte. Vers 23 sê, en toe hy in die skip klim, het sy disippels opgevolg. Die disippels was in die storms, omdat hulle Jesus gevolg het. Baie mense dink dat as die jongen die gaan nie nooit probleme hê. Maar die Bybel leer nie dit nie. Soms kom die grootste storms juis wanneer jy gehoorsaam was aan God. Die disippels was nie ongehoorsaam nie. Hulle was nie op 'n verkeerde plek nie. Hulle was presies waar Jesus hulle wou hê. Soms gebruik Jesus storms om ons geloof sterker te maak. Ons leer die Here dieper wanneer ons deur moeilike tye gaan. Party mense het eers in hulle donkerste oomblikke ontdek hoe getrou Jesus werklik is. Vers 24 sê, en daar het 'n groot storm op die see gekom, sodat die skip deur die golwe bedek is, maar Jesus het geslaap. Die disippels kyk na die golwe. Jesus slaap. Die disippels kyk na die wind. Jesus slaap. Die disippels kyk na die gevaar. Jesus slaap. Vir die disippels het dit gevoel asof Jesus nie omgee nie. Vers 26 sê, toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Daarom staan hy op en bestraf die wind en die see. Daar het ons groot stilte gekom. Die wind het gehuil, die golwe slaan die boot skud. Toe praat Jesus, net een woord van Jesus verander alles. Wanneer ons by vers 28 kom, sien ons dat Jesus aan die oorkant aankom waar twee besetenis hom ontmoet. Jesus het nie verniet deur die storms gegaan nie. Daar was mense aan die ander kant wat vreugde moes behoort. Soms verstaan ons nie waarom ons deur sekere storms gaan nie. Maar later sien ons dat God 'n groot plan gehad het. Die vraag vandag is of storms kom nie. Die vraag vandag is nie of storms kom nie. Die vraag is, wie gaan saam met jou in die storms, in die boot wees? As Jesus in jou lewe is, hoef jy nie deur vrees om verjaardag te word nie. Die storms mag groot wees, maar Jesus is groter. Die wind mag waai, maar Jesus spreek steeds vrede. Miskien voel jy vandag moeg, miskien voel jy bang, miskien voel dit asof die boot vol water is. Hy verander nie. Sy krag verander nie, sy liefde verander nie. En hy sal jou nie in die storm vergeet nie. Amen. Dankie maar dat sy sê die krag is toe en die klip is weg. En ons nog verwag die sy opneem die woord. Amen.
aspire tot die liefde is geduldig, die liefde is vriendelijk, dat nie afgunstig nie, dat nie groot praat, dat is nie verwaand nie, dat ander nie van die ongelooflijk nie, dat soek nie sy belang nie, dit is nie liggenaar nie, hou nie die boek van die kwaad nie, dit is verbly hou nie oor onwettig, maar vanuit gewoon oor die waarde, dit bedek alles, geloof alles en hoop alles, en daar alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die graf van professie sal verdwyn. Die graf om ongewone klanke en tale te gebruik sal opbou. En die kennis sal uitdien geraak. Maar ek ken ook die gedeelte van onze professie. Maar die gedeelte, wanneer dit volgende kom, sal die gedeelte uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, rede soos 'n kind, maar omdat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk, nou tog na die dooie speel en sien die rasende laggies beeld. Maar eendag sal ons alles sien, dit is werklik. Nou ken ek die gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou geloof, hoop en liefde, bly hierdie drie. Die grootste hiervan is die liefde. Hier het ek geleer dat die liefde, ons dien nie mekaar net nie buite nie, maar die huis van die Here ons mekaar dien met geloof en liefde. En ons kan nie net die buitekant mekaar leer en mekaar beskinder nie, maar ons moet mekaar albei in die huis van die Here en buitekant dien. En God het 3 Here in ons geplaas. Die God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons is hier vanmôre om die woord van Pinksterdiens te dien en ons is hier om mekaar te waardeer in die huis van die Here. En hier wil ek vir julle sê in Jeremiah 29:1, God het almal by mekaar gebring, die disippels, om Paasfees te vier. En ons is hier vanmôre om Pinksterdiens te vier, ons se vrede met mekaar te deel in die huis van die Here. En ons is hier om mekaar te waardeer in die huis van die Here, om mekaar te kom. Here het ons geplaas hier op aarde vir een rede, om mekaar te waardeer in moeilike tye en slegte tye in die huis van die Here. Ons is hier om mekaar te wys wie ons is. En ons as mense van God en God het ons geplaas vir een goeie rede. Baie dankie. Goeiemôre familie. Goeiemôre.
maar ik ben hier op eerst bezig. Uit Jesaja 55, vers 1. Even met Jalla, wat die wat verbond sluit. Kom allemaal wat doorsers. Kom naar die water toe. Zelfs ook die wat niet jaar heeft. Kom op en eet. Ja, kom op zonder jaar. En zullen te betalen. Wijn en melk. Nou ga ik maar op mijn plek beginnen. Familie, diep. Ja. Die peer is wat met deze opvatting. Maar ik weet nog niet wat de boodschap die woord vandaag is. Ik weet niet hoe we die golven van die woord is. Ik weet niet waar het begint. Nu steeds je bent is niet. Maar als ik weet als die Heer is ook die woord. Hij is daar als slaap die mag hem wakker maken. Nou voor die paar weken voor die bent gewaaid en inderdaad gereden. Maar ja, mezelf wel water. Ik ben er zo te gaan zien. Maar elke dag zal die zon schijnen. Alles is bewolkt. Die regen moet op een tijd ophouden. Dat zal moet ophouden. Daar is nooit een regen wat niet ophoudt. Daar is nooit een wind wat niet aan het waaien. Dat moet ophouden. Als nog niemand hier gezongen, maar hij zei, hier is mijn leven, zal ik mij jou leven, ben hier die leven. En hij zal die jou. Ons ook gezongen, ook is het liefde bouwen. En als mijn hart bevrijd is, God trekt een laag om mij. Hij zal elke dag om mij lachen. Die winden van voorheen was sterk, bomen omgevallen. Maar vandaag, waar is die winden nou? Ja, die winden is weg. Dat is waarom ik bij toch. Je kan nooit meer toch, ik weet niet, is waarom ik ons sing hou net aan. Hy is naby. Hoe naby is hy? Ons het om te lang gewag, maar hou net aan, asseblief. Al druk die lewe, al hoe die storme, hou net aan. Ek dink as drie tipe mense in die lewe. Die Here, die iemand vergeet het en die iemand inhou het. Hy het vir jou inhou, maar die vraag is, het jy vir hom inhou? Daar is sommige mense wat elke dag bid, maar die wat nie bid nie, wat dink ons aan hulle? En dan geloof as die tema geroep vir 'n teks soos hierdie. Nou wie sê jy was geroep as jy was van die nou is? Alles het hoe hard as jy was, miskien is jy geroep, nee, om ander te help, of net jouself te toets. Die Here sal nie sit in 'n situasie wat jy nie kan wees nie. Maar die saak dit gaan nie, dit sal wegkom. Maar tot ja, maar ja, een van die dag. Die zon zal zak, maar daar zal het dag van mijn niet schijnen. Dat is maar mijn woord voor zelf. Everybody
hulle selfs vra, watter soort mense is hy, dat self die wind en die see omgewil staan? Nou daar is iets besonders aan daardie vraag. Die disippels het saam met Jesus geloop. Hulle het hom gesien preek, wonders sien doen. Hulle het hom geken, maar toe die storm kom, vra hulle steeds, watter tipe mense is hy? Dis wat jy sal saam iemand eet, lag, stories deel, en dan eers agterna besef, in 'n storm, die hele regdag is. Die disippels was bang, die wind het gewaai, en die golwe het die boot gevul, maar Jesus het geslaap. Nie omdat hy nie omgegee het nie, maar omdat hy vrede gehad het, selfs in chaos. Maar eventually, toe maar hy ons die storm stil. Nou dit geliefdes, wys ons wat 'n tipe mens hy is. Die tipe mens wat vrede bring waar daar storms is. Johannes 14:24 sê, vrede laat ek aan julle na, my vrede gee ek aan julle. Hy is nie net nog 'n mens nie, hy praat met die wind en die see en hulle luister. Wie kan dit doen? Psalm 89:10 sê, God heers oor die trotsheid van die see. Jesus staan op en doen dieselfde. Dit wys hy dra goddelike gesag. Hy is ook die tipe mens wat omgee vir mense in hulle swakste oomblikke. Soos Matteus 11:28 sê, kom na my toe, almal wie vermoeid en belast is, en ek sal julle rus gee. Jesus is 'n persoon wat geduld en hy is genadig. Selfs toe die disippels twyfel en bang was, het hy hulle nie weggegooi nie, hy het hulle gered. Maar hier is die deel wat my diep tref. Die disippels het hom geken, maar hulle het hom nog onderskat, en verkeerd doen ons dieselfde. Ons noem onsself Christene, ons bid, ons lees Bybel, maar wanneer die storm kom, begin twyfel ons ook. Dan vra ons in ons harte, Here, wat 'n tipe mens is U werklik? Familie, kom ek vra jy, as hy net 'n goeie leermeester, net iemand van die Bybel, net 'n naam wat ons sondaar noem, of as hy die seun van God, die verlosser, die een wat self die storm stil maak. Johannes 1:1 sê, in die begin was die woord, en die woord was met God, en die woord was God. Openbaring 22:13 sê, hy is die Alpha en die Omega, die begin en die einde. Johannes 10:11 sê, hy is die goeie herder. Johannes 14:6 sê, hy is die weg, die waarheid en die lewe. En so kan dit aangaan. Ja, die skrif gee vir ons 'n antwoord op die mens hy is. Nou familie, God gebruik soms om vir ons te wys wie Jesus werklik is. En wat vir my so ironies is dat nie een van ek of u hou van storms nie. Of dit nou letterlike storm is of figuurlik. Maar snaaks genoeg, in 'n storm is waar meeste mense God eintlik ontmoet. Ten slotte wil ek vir u vra, watter tipe mens is hy vir u? Want almal het 'n idee van Jesus. Party sien hom as liefde, party sien hom as regter. Party ken hom net uit stories, party het hom ontmoet in 'n donkerste storm. Maar die belangrikste vraag vandag is nie net wie ek sê is nie. Die vraag is, wie is hy vir u? Nou sal ons Suster Natasha vra om na vore te kom om 'n gebed vir die Whom shall I send? And to the Lord. Whom shall I send? And to the Lord. Whom shall I send? And to
voogte, nou as hulle leier. Ek is baie lief vir julle. Ek is so trots. Die maturity waarmee julle vanoggend die woord ons gebring het. Die spontaniteit waarmee julle jong mense vanoggend weer die Engels gehoor het. Daardie bravade wat hulle vanoggend getoon het. Kom as jy vir Jesus ken. Ek wil een van hulle nog net lees sonder hulle sê, omdat die ander nie pragtig was nie. Tariq was die man wat gepraat het. Onze erfenis wat ons door UCC, dat is prachtig. Ek het hier vanoggend nodig om bekommerd te wees, waar jy hierdie kerk van Christus op pad te sien. Dit is so prachtig in my verlede weekse skrif. Die Here is in beheer van sy kerk. Die Here sal die mense oprig wat weer in charge vat. En vanoggend is ons vir jeug hier, hulle wil charge vat. So ek wil vanoggend vra dat die Heer staan. Ek wil vra dat die ouers van die kinders en die saam met die kinders staan. En ons het vanoggend nodig vir die Here dankie te sê vir hierdie jeug wat hy hier sê, stuur my. Ek prys U daarvoor. In die naam van Jesus. Amen. Amen. Ons sal nou die tweede of van opneem.
Ons bring hierdie twee offer met dankbare harte. Seën dit en gebruik dit om ander te seën en u koninkryk te bou in Jesus naam. Amen. Tambaliko, Simbaliko, Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie, Here. Here, van u woord, Here, wat tot ons as mense spreek. Ag, Hemelse Vader, Here, ons weet, Here, u was en is in ons midde. Want u het beloof sal julle nooit begewe of julle verlaat. Ek is by u. Here, in die begin was daar waar 2 en 3 in die naam is. Daar is iemand. Daarom, Here Jesus, weet dit, Here, ons gaan, Here, vol, Here, van dit wat ons van u af ontvang het. Uit die mond van 'n kind. Baie dankie, Here Jesus, vir hulle, Here Jesus, wie die opgerig en opgetel het.
Ja, Hemelse Vader, om na vore te kom, dan Jesus, om u woordbediening te doen. Ag, Hemelse Vader, u is nou besig met hulle, Here. Here Jesus, ek beloof, Here, dat u gees nie van hulle afsien wegneem. Here, bewaar hulle, beskerm hulle, Here. Maak hulle toe, Here. Here Jesus, Here, want die vyand, Here, is nie tevrede, Here. Wanneer hy sien, Here, u naam word so geloof en geprys. Here, mond. Ag, Hemelse Vader. Here Jesus, en ja, ons as ouers, Here Jesus, ons vir hulle te bid. Ag, Hemelse Vader, ons weet, Here, u woord sê, Paulus en Apollos, Here, hulle plant, Here. U is die een, Here, wat laat groei. Here, ons bewes en ons wil nat maak, deur middel van gebede. Here Jesus, maar u sal laat groei. Ag, Hemelse Vader, Here Jesus, ek voel vanmôre so, Here, so opgewonde. Here, vir die stemme wat ek hiervan vooraf gehoor het. Here, help, Here, dat ons hulle sal meer en meer sal hoor. Hoe hulle, Here, u naam loof en u prys. Ag, Hemelse Vader, help ons, Here. Here Jesus, want net u, Here, kan u kerk vorentoe vat. Ja, Here Jesus, met gewillige mense, met gewillige harte, wie gedierig u naam soek, Here. U prys en u eer. O, Here, kom hier aan. Kom daar. Ag, Here Jesus, dat ons is nou in hierdie week, Here, in die tyd, Here, waar die Heilige Gees uitgestort. Want u sê, Here, die laaste dae sal u Gees, Here, op alle vlees. Ja, alle vlees. Die jong mense, Here, sal dood. En die ou mense sal gesig. Here, ons is nou in hierdie. Daarom vra ek, Here, ons wil net groei sien van u af, Here. Here Jesus, laat iemand maar sê wat hy wil, maar wat sê u, Here? Wat sê u, Here? Here Jesus, want niks en niemand kan u stuit nie. Wanneer u begin werk, Here, kan niemand keer, en waar u keer, kan geen mens werk. U spreek net 'n woord, en dan is het. Ons het weer vanmôre gehoor, die storm, door u stem, en stil geword. En dit is hoe u spreek. Vader, ek vra, Here, neem ons verder, en bewaar u ons, Here. Here Jesus, ek vra hierdie dinge nie omdat ons iets verdien, of waardig is nie, maar ons bly dit in u groot en heilige naam. Here, ons sal ook nie, Here Jesus, nalaat die gebed wat die disippels, u vir hulle gesê, dan nie julle so saam, met hulle so saam. Onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net soos op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood, en vergewe ons ons sonde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here. Ons staan in die vrede van die Here. Die Here sal u sien. Die Here sal u beskerm. Die Here sal tot u redden. En u gebede verhoor. En nou mag die genade van ons Jesus Christus, en die liefde van God, en die troostvolle gemeenskap van sy Heilige Gees, sy bly tot in alle ewigheid. En ons almal by die koms van ons verlosser en saligmaker verwag sê. Amen.